Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 66. Ons sing daar die eerste en die 7de vers. En kom ons sing dit tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet dan sing ons Gesang 134 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, Gesang 134. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Petrus sê van Jesus Christus, daar in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Met hierdie waarheid, kom ons spreek ook die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament, Filippense 2. Filippense 2 gaan ons lees daar van vers 1 tot en met vers 18. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, ons dankie dat U vanmôre vir ons weer hier bring in die huis. Gedring deur die Gees. U wat vir ons hier bymekaar bring in U kraal van versorging. U wat werklik ons herder is, wat vir ons omgee, wat vir ons hier ook as gemeente wil leer wat heilsaam is, met dit wat ons so nodig het op hierdie pad van die lewe. Wat ons so nodig het, soos ons vanmôre ook sal lees, in hierdie ou krom en verdraaide wêreld. Hierdie krom en verdraaide mensdom. En daarom, Here, dankie vir die woord vanmôre, dat ons dit kan lees en dit ook die kompas is vir ons lewe. U die alwetende, alwyse, soewereine God van hemel en aarde. U Here wat vir ons die lewe gee. Ons wat so diep afhanklik van U is. Wat nie sonder U kan. Wat niks sonder U kan doen nie. Elke hartklop en elke asemteug kom van U. En Here, gee dat ons dit maar elke dag van ons lewe sal besef. Ons wat maar altyd so in eie reg, selfvoldaan wil voortgaan. So in eie vermoëns. Bring U vir ons elke keer tot hierdie diepe besef van U wat versorg, U wat vir ons gee, want alles wat ons het kom uit U hand van genade. En daarom, Here, vra ons ook, ons kom na U toe en ons bid ook dat U in hierdie streek, waar dit so droog is, dat U asseblief ook sal voorsien, dat U sal reën gee. En daar waar ons boere swaar kry, die diere, die plante. En Here, ons bely en ons weet dat dit U is wat U die Skepper God is, wat in beheer is ook van die hemelsluise.
Here, ons vra, wees vanmôre hier saam met elkeen. U ken elkeen by die naam in die hart. Ons kan niks vir U wegsteek. U weet van ons behoeftes. U weet as ons hartseer is, as ons moedeloos is. U weet alles. Daarom vra ons, Here, dat U ook so vanmôre deur die Gees ons ore en ons harte sal open vir U woord. Om dit werklik ter harte te neem en dit te lewe. Dit daar buite gaan uitdra tot eer en verheerliking van die groot naam. Wees U ons sondaars asseblief genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Daaruit Filippense 2 van vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. Tot sover. Geliefdes, ons teksvers vanmôre, daardie vers 8. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Maar net uit die staanspoor sê, en dit moet 'n mens duidelik verstaan, dat Christus met sy vleeswording nie afstand gedoen het van sy godheid nie. My broer en suster, Christus se lewe hier op aarde vanaf sy geboorte tot sy sterwe aan die kruis getuig van vernedering, getuig van ook sy nederigheid.
hier op aarde. En hy ware God, ware koning, is gebore in 'n stal, in 'n eenvoudige krib. 'n Mens sou verwag dat hy die heel beste sou ontvang. En sy eie mense, die inwoners van Bethlehem, slaan nie veel ag op die gebeure nie. Sy geboorte trek meer aandag van vreemdes, van die wyse manne daar uit die ooste. En hulle wat uiteindelik vir hom geskenke bring as 'n koning, die goud, die mirre en die wierook, koninklike geskenke. En hulle hier, die vreemdes kom en hulle buig, hulle val voor hom neer en hulle bewys hulde aan hom, Matteus 2 vers 11. Maar nadat hier die wyse manne hom verlaat, dan ontvang hy verder geen koninklike beskerming. Inteendeel, Herodes wou hom om die lewe bring, en daarom moet hy vlug, saam met die ouers, vlug hulle na Egipte toe. Later so in sy lewe daar in die woestyn, word hy deur Satan versoek, sy godheid en sy eer word eintlik daar deur Satan misken, sy almag, sy alwysheid, geen respek vir die heiligheid. Maar Jesus Christus, wat hierdie versoekings, hierdie verdraaiing van die Heilige Skrif verduur, en hy antwoord Satan telkens met die waarheid uit die Skrif uit, en daarom die duiwel wat hom dan druipstaart ook verlaat. En hy wat 'n mens verwag wat in 'n koninklike paleis moet tuis gaan, hy het nie eers 'n vaste verblyf nie hier op aarde gehad nie. Jesus Christus wat self kom daar in Matteus 8 vers 20, en hy sê in daar die skrifgeleerde, hy sê die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. My broer en suster, bereid om hierdie vernedering deur te maak, hierdie vernedering so in nederigheid deur te maak. Dit alles met die oog op die redding van die verlore sondaar. Dis ek en jy. Die alwetende Christus moes self daar in die binnekring, daar tussen sy disippels, vir Judas Iskariot met sy skyn en sy bedrog verduur. Wetende, want hy is die alwetende, wetende dat hy die een is wat hom sou verraai. Dan daar in die bovertrek voor sy gevangeneming, wys hy op 'n fisiese manier dat hy waarlik dienskneg is. Bereid om die disippels se vuil voete te was. Uit en uit natuurlik die werk van 'n slaaf. Maar Jesus Christus kom doen dit in nederigheid, en dan beveel hy sy disippels, Johannes 13 vers 14, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Dan so baie voorbeelde om in die skrif te wys op sy nederigheid, sy vernedering. Hierdie vyandige skrifgeleerdes en fariseërs kom met hulle vernydigheid en al hulle twisvrae om hom vas te trek. Dit alles maar net 'n belediging van sy goddelike gesag. Hulle wat hom nooit regtig kom vastrek met hierdie twisvrae nie. En daarom kom hulle deur leuns en bedrog wat hulle hom daar in die tuin van Getsemane eintlik maar soos 'n skurk gevange neem. Dit alles deur valse beskuldiging is hy uiteindelik tot die dood veroordeel. Onregverdig, onskuldig, verneder deur die bespotting word hy verniel, geslaan, in die gesig gespuug. Spottend uittartend, 'n doringkroon wat op sy hoof geplaas word. En dan bo aan die kruis ook nog met die bedoeling van spot, die woorde, Jesus die koning van die Jode.
En ons weet die kruis veragtelik natuurlik, want dit is die skandpaal, die vloekhout. 'n Vervloeking om aan 'n kruis te sterf. My broer en suster, watter vernedering. Verbygangers wat steeds spot. Jesus Christus wat ook daar aan die kruis selfs kon sê, kon bid, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Die pyn, die smart wat hy verduur het. My broer en suster, hy die koning verdien eintlik die beste hulp. Hy is eintlik geregtig op hulp en versorging. Maar geen hulp. As hy selfs dors kry, dan kry hy maar net 'n spons met asyn. En hy is veragte wat alleen hierdie las moet dra. En so verder nog moet hy in daardie, as hy sterf, die donker graf ingaan, onskuldig. Hy verdien niks hiervan. Alles ter wille van my en jou. Maar dan breek die tyd, die oomblik van sy verhoging aan. Dit alles deur die wil van die Vader, sy opstanding, sy opwekking uit die dood, 'n oomblik, 'n gebeurtenis van triomf oor Satan, die sondes en die dood. Redding vir die sondaar mens. En daarom, soos ons daar in vers 9 gelees het, daar word hy beloon deur die Vader vir sy nederige gehoorsaamheid, vir sy getrouheid, die veragting, die vernedering wat hy moes deurmaak. In vers 9 daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. En alleen in sy naam ontvang ons die hemelse saligheid. Daar is geen ander. En met sy hemelvaart is hy verhoog tot die hemeltroon om aan die regterhand van God die Vader te kan sit. Hy is bokant alles en almal in die hemel en op aarde verhoog. En deur sy gehoorsaamheid beklee hy die hoogste plek in die goddelike ryk. En daarom moet almal voor hom kom en voor hom buig, die knie buig en bely dat hy die Here is. My broer en suster, as hy weer na hierdie aarde terugkeer, dan sal elke knie letterlik voor hom buig, elke tong bely dat hy die Here is. Maar vir sommige sal dit te laat wees. En Paulus wat kom en hy sê hier in vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Hierdie gesindheid van nederigheid, van gehoorsaamheid aan God se wil, bereidwilligheid tot offergawe, om getrou te wees tot die dood toe. Daarom kan ons sê, uit hierdie vernedering het hy 'n nederigheid verdra. En dan is daar niks sprake van 'n swakheid nie. Nee, my broer en suster, dit alles te doen met sy gehoorsaamheid aan die Vader. My broer en suster, en dit word van elkeen van ons gevra, hierdie gesindheid, hierdie bereidwilligheid tot getrouheid, tot gehoorsaamheid aan die Here, aan sy woord, volharding word van my en jou gevra, toewyding in die geloof. En ons weet niks van hierdie dinge kom van self uit ons verdorwe harte uit nie. Dit kom alleen deur die werk van God, deur sy Gees, wat hy hierdie dinge in ons harte bring. Vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dit alles deur sy genade. Dit alles, my broer en suster, wat ons doen om ons dankbaarheid aan die Here te betoon. Ons dankbaarheid omdat Christus vir ons al hierdie dinge gedoen het.
sy vir ons die verlossing gee. En daarom gemeet aan alles wat Christus vir my en jou gedoen het ons geen rede tot murmurering en teespraak nie. Ons is kinders van God deur Jesus Christus, sodat ons, soos hy hier vir ons sê, onberispelik en opreg kan wees, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, en onder wie ons moet skyn, soos die ligte in hierdie wêreld. Daarom weer besef ons is ligdraers van Jesus Christus, ligdraers van sy gehoorsaamheid, van sy nederigheid, sy getrouheid, van sy verlossing. En daarom moet 'n mens vra, ons elkeen met mekaar of onsself afvra, hoe dra ek hierdie lig? Is ek werklik lig vir Christus in hierdie lewe? Hoe skyn ek? Is my liggie ook maar soos die liggies aan die ou kersboom, wat vir so 'n kort tydjie skyn en dan maar weer afgehaal word en daar in die kas gebeere word. Om ook vir mekaar weer te sê, en ons besef dit, ons leef werklik midde 'n krom en 'n verdraaide mensdom, 'n wêreld. Die mense wat so behep is met dit wat hulle het, dit wat hulle besit, dit wat hulle, wie hulle is, wat behep is so met status, met hulle posisie. Ons leef in 'n ou wêreld vandag wat so behep is oor menseregte, alles gaan oor die mens. 'n mensdom wat bereid is om sy knie te buig voor die wêreld se dinge, wêreld se idees, te buig voor hulle afgooitjies van geld en genot, maar wat hulle rug draai op die Here en sy woord, wat geen ontzag meer werklik vir die Here het. Ons leef in so 'n wêreld, te midde so 'n wêreld. Ek lees en ek is 'n koerantberig, 'n kommentaar nou die dag oor 'n koerantberig, en ek is geskok. 'n Persoon wat hier skryf, hy is verheug, hy is bly, en jy moet nou luister, waaroor is hy bly? Hy sê, hy is bly, die opskrif, Afrikaners skud die godsdiensjeuk af. En hy beweer dat die gelowiges in die drie-enige God en sy woord, luister mooi, is met blindheid geslaan. Hulle het in 'n klewerige godsdienstweb beland. En sy rede sê hy hierso, want hulle is gebreinspoel, hulle is gebombardeer in hulle klein tyd in die huise, in die kerk, in die sondagskool, met die bewering sê dat daar net een skepper God is, dat die inhoud van die Bybel deur God ingegee en waar is. Hoor jy dit? En nou gaan hy en hy gee eintlik volgens hom nou, beweer hy verder, en hy kom met so verdraaide, so krom en verdraaide beredenering. Hy sê die inligting waarmee jy groot word gaan lê so in jou onderbewussyn. En nou moet daar volgens hom 'n proses kom wat jy hierdie dinge verleer, 'n proses van verlering waar jy hierdie onderbewussyn onderdruk. Nou sê verheug en hy sien dit gebeur. Want die gereformeerde kerke loop leeg, sê hy. Al meer mense, soos hy dit noem, bevraagteken die mites waaruit die Bybel bestaan. En dan sluit hy af en hy vereenselwig hom met die siening. Hy sê, vandag is ek trots om myself 'n ateïst te noem. En dan die uitroep van vreugde. Wat 'n lig van bevryding. My broer en suster, verware krom en 'n verdraaide ou wêreld, 'n geslag, 'n mensdom. Die lig, die enigste waaragtige lig
van ons bevryding, van ons verlossing, is Jesus Christus. Die kind wat daar in die stal gebore is, dis hy wat vir ons die verlossing, die bevryding van sonde en hel gebring het. En die lig van sy verlossing skyn deur sy gees in ons harte, skyn helder midde hierdie donker, verdraaide ou wêreld van goddeloosheid. En daarom kan ek en jy uitroep, Christus is ons bevryding. Hy is ons blydskap, hy is ons troos, hy is ons hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here God, U wat vir ons hier na U huis bring, om vanmôre saam U woord te lees, saam te kan bid, saam U te loof. Hoe wonderlik om in die gemeenskap van gelowiges te wees, om 'n gesindheid van nederigheid te openbaar, om die selfsug te kruisig. Ja, Here, U wat vir ons op so baie maniere wil gebruik in hierdie ou lewe om ligdraers van U te wees. Ligdraers van die gehoorsaamheid en die getrouheid en die toewyding van ons Here Jesus Christus te wees. Ja, Here, ons moet bely dat ons dikwels maar flou skyn. Dat die ou liggies maar soms baie dof is. En daarom bid ons om U krag en U genade, dat U weer vir ons so sal gee, dat ons as helder ligte vir U hier in die wêreld sal skyn. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, Gesang 159, Paulus wat ook praat van die blydskap, ons blydskap oor ons verlossing in Jesus Christus en sy oorwinning, wat hy sal ooit ons jubelsange, U lof na waarde sing. Vervul en welbehaag ons harte met U Gees. Skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. Kom ons sing vers 1 en 3, 4, tot eer van die Heer.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.